Dr. Rulie van der Spy. Daar is macht in sy woord, soos die water dryf sy stem, soos die son die see se blou, so die rykdom van sy krag. Ons sê baie welkom en môre aan Dr. Rulie van der Spy wat met ons praat oor die Bybel en sy praatjie is lig op die skrif. Rulie, vanmôre praat jy met ons oor 'n woord, 'n tema wat ek dink elke een van ons al gebruik het by herhaling. En dit is die woord amen. Ja, Nou ja, dit is gewoonlik ons sê dit aan die einde van ons gebed. ja, dis korrek. Môre luisteraars, môre van. Ja, dis my lekker om oor so 'n bekende woord te praat en om te sien of ons die bekende woord ken. Dis waaraan ek vanoggend wil dink. Ja, baie keer gebruik ons mense net 'n woord en is seker nie verkeerd nie, of dit sal nie so verkeerd, maar ons het waarskynlik nie 'n idee presies waar dit vandaan kom nie. Ja. Ja, Willem, ek wil vra, is amen 'n Christelike woord? Dis miskien 'n snaakse ding wat ons as Christene sê dit aan die einde van ons gebed soos jy gesê het. Nou, laat ek vir julle iets sê, dis nou vir my verrassend. Julle weet ek het in die Midde-Ooste gebly en gewerk vir lang tyd. En nou net die Arabiese vorm of die Turkse vorm daarvan is amin. En amin is 'n woord wat mense nogal algemeen gebruik. En die Midde-Ooste is nou nie eintlik 'n Christelike plek nie. En so gebruik ons nou 'n moslim woord, Midde-Oosterse woord, in ons Christelike spraak, of wat se woord is die? En wat beteken dit? En hoe gebruik die Midde-Oosterlinge hierdie woord? Nou Willem, dit sal nou interessant wees vir die meeste van ons, dat ek het hierdie woord gehoor en gewonder, verstaan ek dit reg, dat ek die regte woord hoor, en wat sou dit nou beteken, tot ek nou 'n bietjie navraag begin doen het by my Arabiese of Turkse vriende. Ja, en hulle het met mekaar gepraat, en as hulle met mekaar gepraat het, as hulle ooreengekom het, ek kan amper sê, as jy 'n blad skud so aan die einde, dan sê hulle amen. Met antwoorde, Ja. dis reg so, laat dit vas staan. Dis wat ons besluit het, amen. Ons stem saam. Ons stem saam. Dit gaan so wees. Albei van ons stem saam. Ja, dit klink amper so. Dis iets wat moet vas staan. Ja. Ja, dit klink baie soos die Bybelse gebruik, ja. En daarom, luisteraars, wil ek dan vanoggend 'n bietjie hê dat ons na die Hebreëse Bybel se gebruik moet gaan kyk. Hoe word hierdie woord gebruik? En miskien gaan die agtergrond vir ons help om 'n bietjie beter te verstaan wat sê ons nou eintlik as ons amen sê. So in Hebreëus is daar twee woorde. Die naamwoord is emunah en die werkwoord is aman of amin. Amen. So afhangende van die vowels daarin. Ja. So wat beteken hierdie Hebreëse woord amun of amen? En nou gaan ons na 'n paar voorbeelde in die Bybel kyk, in die Ou Testament wat in Hebreëus geskryf is. Kyk dat ons kan kyk of ons iets kan leer oor die agtergrond en die basis van hierdie woord. So Willem, sal jy saam met my blaai, luisteraars ook jy asseblief, na Genesis 13. Genesis 13 vers 1 tot 4. Nou in hierdie gedeeltjie spesifiek gaan dit nou nie oor amen nie, die woord nie, maar dit gaan net oor die agtergrond van Abraham. Wie hy is en wat hy gedoen het en wanneer hy ook al begin glo het. Nou, so luister mooi, dit is in Genesis 13. So God het vir Abraham geroep en hy het nou getrek en hy het God gevolg.
So ek gaan vir ons Genesis 13 vers 1 tot 4 lees. Abraham het uit Egipte na die suidland getrek. Hy en sy vrou met al sy besittings en Lot saam met hom. Abraham was baie ryk aan vee en silwer en goud. Hy het van plek tot plek uit die suidland getrek na Bethel toe, na die plek waar sy tente aan die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai. En luister mooi, wat se plek is dit? Die plek waar hy vroeër 'n altaar gebou het. Daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. So, wanneer het Abraham al geglo? Abraham het al reeds in Genesis 13 geglo, toe hy nog getrek het daarna waar die Here vir hom gesê het. So, dis net 'n bietjie agtergrond. So, dat Abraham al reeds geglo het. Maar dan kom ons in Genesis 15, waar God dan 'n verbond met Abraham sluit. En hier kry ons nou die woord emunah, amen, daardie werkwoord ook. En kom ons lees dit. Willem, ek weet nie of jy dit duidelik kan sien nie, maar sal vir my kan lees in die Afrikaans 2020 vertaling van Genesis 15 vers 5 en 6, maar dan vers 6 is die belangrike vers. Toe het die Here vir Abraham buitentoe laat gaan en vir hom gesê: Kyk op na die hemel en tel die sterre as jy kan. Verder sê die Here vir hom: So baie sal jou nageslag. En hy het dit vir hom as geregtigheid toegereken. Ja, Ek goed, lees weer vers 6. ja, lees net Hy weer het vers die Here 6. geglo. Ekskuus. Hy het die Here geglo. Hy het dit vir hom as geregtigheid toegereken. Ja, die klank was net 'n bietjie swak op 'n oomblik gewees, ja. So dis met die verbondsluiting. God sluit met hom 'n verbond, te sê vir hom al die mooi dinge, en hy sê sy nageslag gaan so baie soos die sterre wees, en dan staan daar in vers 6, Abraham het die Here geglo, en God het dit vir hom as geregtigheid gereken. So die feit dat Abraham geglo het, het God erken. God het die erkenning gegee en sê, ek erken dit nou, so ek sien, jy wil in die regte verhouding met my lewe. So dit is wat dit beteken. So ook Afrikaans 53 het dit so vertaal, Abraham het toe in die Here geglo, en die Here het dit goed gevind dat Abraham volgens die wil van die Here gehandel het. Die 83 vertaling sê, en hy het in die Here geglo, en hy het hom dit tot geregtigheid gereken. So al drie hierdie vertalings. Nou hierdie geglo woord hier is dan die aman woord, amen woord, wat ons dan in Hebreëus kry. So dis dieselfde woord wat op dieselfde manier vertaal word in al drie hierdie vertalings. So het Abraham eers toegeglo. Ek dink Abraham het reeds van tevore geglo. Daar in Genesis 13, want hy het 'n altaar gebou. Maar in Genesis 15 word dit dan weer bevestig. Maar dan gaan ons 'n bietjie verder aan, na Exodus, dus Genesis Exodus 14. En hier is dit God nou al met die volk en met Moses en met almal besig. So ek gaan vir ons Exodus 14 vers 31 lees uit die 83 vertaling. En hier kom die woord emunah weer na vore. Ook het Israel die magtige dade gesien wat die Here aan die Egiptenare verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses sy knegt. So na die na dinge wat die Here God gedoen het, het hele volk Israel in God geglo en aan Moses sy knegt. Nou, dit was vir my 'n bietjie van 'n vraag. Hulle glo in die Here, het hulle ook in Moses geglo? Nou in Afrikaans sê ons glo in die Here en glo aan Moses, maar ek dink in Hebreëus is dit maar dieselfde voorsetsel wat gebruik word. En die vraag is, het hulle op hierdie stadium is geglo? Of het hulle al van tevore geglo? En dan moet mens nou kyk hoe ander
vertalings dit vertaal het. So dit is Exodus 14 vers 31 in die 83 vertaling. Maar kom kyk bietjie hoe het die Afrikaans 2020 hierdie Exodus 14 vers 31 vertaal. Willem, sou jy dit vir ons kon lees? Exodus 14 vers 31 in die Afrikaans 2020 vertaling. Toe Israel die magtige daad sien wat die Here teen Egipte gedoen het die volk vir die Here ontzag gehad en hulle het vertroue in die Here en in sy diensknegt Moses gestel. Ja, so waar is die geloof nou in hierdie ene? Dis weg, né? Hier is nie 'n woord glo nie, maar die Hebreëse woord is presies dieselfde woord. Dis daai emuna. Hulle het emuna gehad. Nou emuna was vertaal as geloof, maar hier is dit vertaal as vertroue. En beide van die is korrek. Want hulle het God nou vertrou. Hulle het reeds in God geglo. Hulle het al hierdie wonderdade gesien, so dit het hulle geloof bevestig of hulle vertroue bevestig. So hulle het God nou regtig vertrou. Dieselfde Hebreëse woord. Sou mense onderskeid kon maak tussen geloof en vertroue? Is die een net 'n bevestiging, 'n voortbou op die ander? Ja, dit is nogal 'n moeilike vraag. Ek wou amper sê as jy nou in jou eie geloof dink. Partykeer voel ek, ja, jy moet God glo en dan kan jy hom vertrou, maar aan die ander kant wil ek sê, is dit nie dalk aan die ander kant om nie? Moet ons nie eers iemand vertrou nie? Dan glo ons in hom. So ek vertrou God. Ek glo vir God. So dit is eintlik twee kante van dieselfde muntstuk. Om iemand te vertrou, te glo, of hulle het God te glo en nou is hierdie vertroue bevestig. Ja. Ja, dankie. Ja. Maar luisteraar, interessant, hierdie woord emuna, hierdie geloofwoord, vertroue woord, word op 'n baie snaakse plek ook gebruik. Nou, ek onthou julle nog die storie van Moses wat sy arms omhoog moes hou in die geveg teen die Amalekiete, né? En wat het gebeur? Willem, jy onthou dit seker nog goed. Ek wil amper sê nie as dominee nie, maar uit jou kinderdae uit, né? As sy hande gesak het, dan het Israel verloor. As sy hande opgetel is, dan het Israel gewen, né? Onthou dit. Ja. En Aaron, as ek nou reg onthou, moes die hande help hoog hou. Dis korrek. Aaron en Hur moes die hande omhoog hou. Nou ja. Ons lees daarvan in Exodus 17 vers 12. En ek kan vir ons die Afrikaans 2020 lees van Exodus 17 vers 12. Toe Moses se hande swaar word, het hulle 'n klip geneem en onder hom neergesit. Hy het daarop gaan sit. Aaron en Hur, een aan elke kant, het sy hande gestit. Sy hande het bestendig omhoog gebly, totdat die son ondergaan. Nou ja, waar is my emuna woord nou? Waar is my amen woord nou? In hierdie versie is daar ergens 'n amen woord. En hy is nie so duidelik nie. Kom ek verander dit so klein bietjie. Net daai sinnetjie wat sê, hy het sy hande bestendig omhoog gebly, totdat die son ondergegaan het. Nou, dat staan letterlik in Hebreëus. Klink amper soos glo of vertrou of vasstaan, wil ek eerder sê. Vasstaan, daar is die regte woord, ja. So hulle het Moses se hande omhoog gehou, sodat dit geemuna het tot sonsondergang. So sy hande moes geamen het tot sonsondergang. En nou kyk nou hoe vertaal die 83 en die 53 vertaling dit. Willem, kan jy vir ons asseblief van Exodus 17 vers 12 die 83 vertaling lees om te kyk hoe vertaal hulle hierdie Hebreëse woord, sy hande moes geamen het, geemuna het tot sonsonder.
Die 83 vertaling sê, en Aaron en Hur het sy hande ondersteun, die een diskant en die ander gebly tot son onder. Ekskuus, Die 53 klank Willem, vertaling, ekskuus net bietjie. Die klank was baie swak geweest. Ek herhaal net daai stukkie. Die een diskant en die een ander kant. So het sy hande dan vasgebly tot sonsonder. So dit is wat die amen woord daar was. Sy hande het geamen tot sonsondergang. 83 het vertaal met sy hande het vasgebly. En dan die 53 vertaling, lees ek dan gou vir ons. Aaron en Hur het sy arms van weerskante af ondersteun, sodat sy arms regop gebly het tot sonsonder. So ons sien dan hier verskillende aspekte van hierdie amen woord, emuna die naamwoord. Afrikaans 2020 het dit baie mooi vertaal om te sê, sy hande het bestendig gebly totdat die son ondergegaan het. 83, sy hande het vasgebly. 53, sy hande het regop gebly tot sonsonder. So al drie hierdie laaste drie wat ek nou gelees het, is 'n vertaling van die Hebreëse woord, kom ons sê maar amen woord. En die amen woord dan hier is eerstens vertaal deur die 2020 deur bestendig, deur die 83 deur vas te staan, vasgebly, en die 53 deur regop te bly. Ja. So dit is verskillende aspekte wat hierdie selfde woord het in Hebreëus. So ons het aanvanklik gesien, dit beteken om te glo, toe sien ons dit beteken om te vertrou, nou sien ons dit beteken ook om vas en bestendig te bly. So dit is wat hierdie Hebreëse woord amen dan eintlik beteken. en is dit wat gebed. Ekskuus, herhaal net, die klank is vanaand nie, vanoggend nie baie lekker nie. Ek sê, is dit wat ons bedoel met amen aan die einde van ons gebed? Ja, en dit is nou presies hoe ek dan nou wil afsluit, né? Onthou my vraag aan die begin, ek het gesê ons gaan oor een woord praat, amen. Amen, 'n woord wat baie in die Midde-Ooste gebruik word, en ek wou vra, is dit 'n Christelike woord? En ek wil eintlik sê nee, dit is nie 'n Christelike woord nie. Maar dis 'n pre-Christen woord, 'n pre-Christelike woord. Dit kom uit die Hebreëus uit. Maar mens kry dit ook in Arabies en mens kry dit ook in Turks. In al die lande, al die tale daar in die Midde-Ooste kom hierdie woord voor. En almal gebruik hierdie woord om te bevestig dat iets waar en reg is, dat dit vas staan. Mag dit vas en seker wees. En hulle gebruik dit in alledaagse gesprekke. Willem, as ek en jy nou 'n ooreenkoms sou gaan en sê, luister hierso, ek wil daai stukkie grond koop by jou, is dit reg so? Dan gee ons mekaar die hand, dan sê ons, amen. Mag dit so wees, mag dit vas en seker wees. Dis presies hoe die Midde-Oosterse mense dit gebruik, heeltemal buite 'n godsdienstige konteks. Rulie, dit is my duidelik dat die woord eintlik van lankal af hierdie betekenis het. Vir my baie interessant is dat die Onse Vader byvoorbeeld nie met hierdie woord eindig nie. Ja, dis interessant, ja. Nou, hoekom sou dit wees? So dit is nie 'n woord wat noodwendig ek wil sê deel van die Christelike woordeskat as sodanig is nie. En sê mag dit so wees. En daarom dink ek, as ons dan bid, moet ons baie afhanklik bid in gehoorsaamheid soos die Gees ons lei, om nie net soos praat met God nie, want
As ons dit dan bevestig op die ou en mag dit so wees, mag dit vas staan. Ek glo dit, ek vertrou dit. En jy het, kom ons sê maar in gewone Afrikaans, verkeerd teruggaan en sê, Here, ek het nie mooi gehoor of verstaan nie. Dis eintlik wat ek bedoel het. So gebed is eintlik die saak wat dan die woord. Ja, nee, baie dankie. Weet jy, dit het vir my baie mooi gesê. Jy het gesê, as ons dan eintlik amen wil sê aan die einde van die gebed, dan sê ons eintlik daarmee, ek glo dit, ek vertrou dit, en ek wil hê dit moet vas en seker staan. So as ons daai 3 aspekte kan beklemtoon, kan onderstreep met die gebruik van die woord amen aan die einde van ons gebed, dan sal dit wonderlik wees. En ek wil vir jou vra, luisteraar, het jy geweet dit beteken dit? Wat het jy gedink beteken amen? Of is amen net die kubai aan die einde van die gebed? Interessant, miskien omdat ek predikant is, of wat ook al baie die woord gebruik, het ek baie keer al die woord totsiens, tata, kubai, verwar met die woord amen. As wil ek iemand groet, dan sê ek amen. Ekskuus, ek sê kubai, ek sê tata. En dit is so gewoond is ons aan die woord. Maar dit het eintlik so 'n diepe betekenis. So amen is nie om vir God kubai te sê nie. Te sê, kubai, tata, ek het nou klaar gepraat nie. Amen is om te sê, Here God, ek glo U. Ek vertrou U. En mag dit wat ek en U met mekaar bespreek het, vas en seker wees. As dit is hoe jy amen gebruik, wonderlik, mag dit dan vir jou ook 'n amen wees in jou lewe. En dan kan ons dit gebruik met oorgawe, want al is dit dan nie noodwendig 'n Christelike woord uit die Nuwe Testament, 'n manier. Ja. Maar Willem, ek wil net hierso 'n klein bietjie beklemtoon en sê, ja, dis nie 'n Christelike woord nie, maar die Christendom het dit aanvaar. Want dit is uit die kultuur uit. Die Jesus het dit aanvaar. Paulus het dit aanvaar. Dis oral gebruik in die Bybel. So dit het 'n Christelike woord geword, veral vir ons as Christene. Maar die fundament, die betekenis is baie, baie diep vir baie jare en dit het goed gepas in ons Christelike geloof om dit te sê en te gebruik en te bevestig. Ja, ek glo. Ja, ek vertrou. Ja, mag dit vas en seker staan. Ja. So dit het 'n Christenwoord geword. Maar dit het 'n basis wat pre-Christen is. Omdat hierdie woord ons baie goed gepas het. Vir Paulus baie goed gepas het. Het hy dit gebruik en aan die einde van sy geskrifte geskryf het. So ook baie mense in die Bybel. Ja, baie dankie, Roelie, baie bekend grond daaroor. 'n Laaste opmerking en dan asseblief 'n kontaknommer. Miskien wil iemand vir jou iets vra oor die gebruik van amen of dalk oor gebed. Ja. My nommer is 074 419 8353. Ja, ek bid regtig ek bid regtig dat amen vir jou sal sê wat dit moet sê. Om jou geloof, jou vertroue en jou sekerheid met die Here God te bevestig. Mag dit so wees in jou lewe. Ek wil vir jou sê amen in die naam van ons Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.